Fancy is die opponerende span wat dispers die inleidende span maak. Kijk, is je daarna? Ja. Oké, jullie onderwerp voor vandaag is enkel medium Engelse onderwerp. Van vanaf af is die enigste werkbare oplossing vir Suid-Afrikaanse onderwys. Die inleidende span sê enkel medium Engelse onderrig van graad 8 af is die enigste werkbare oplossing vir Suid-Afrikaanse onderwys. Die opponerende span sê enkel medium Engelse onderrig van graad 8 af is nie die enigste werkbare oplossing vir Suid-Afrikaanse onderwys nie. Die 5 minute voorbereidingstyd begin nou. Julle het 2 minute hoor.
Julle het 'n minuut voor. Baie dankie, julle 5 minute voorbereidingstyd is verby. En ons weer aan die geleentheid vir die eerste spreker van die inleidingsspan na ons program te neem. Geagte voorzitter, dames en heren, meneer Bonete, het is tyd om ons grense te verskuif. Ons is Afrikaans. Ja, Afrikaans groot word, dis ons huistaal, ons moedertaal. Maar die wêreld daar buite is nie Afrikaans nie. Waar ons gaan, is die taal wat ons praat, nie Afrikaans nie. Daarom is dit tyd om ons grense te verskuif. Ek is Nefertiti en ek is die eerste spreker van die inleidingsspan. Ons debatteer vandag of NT Engelse onderwys die enigste werklike oplossing vir die Afrikaanse onderwys is en ons stem dit met hierdie standpunt saam. Ek kortliks my gesprek, ek gaan begin deur die waardering en interpretasie van die debatproposisie te behandel. Daarna sal ek my span argumente aan die voorhou, asook my eie argumente wat my rollikse opsom en afsluit. By die waardering van die onderwerp betref ons 'n enkel medium skool, 'n skool wat onderrig in een taal, alhoewel daar ook addisionele tale aangespreek kan word. Of eerste addisionele tale. Onder die woord die enigste werkbare oplossing glo ons dat dit die enigste ding is wat gedoen kan word om 'n probleem op te los. My span maak 'n launching van fokus op naskoolse kursusse en werksgeleenthede, waar leidingkundige en ons daar is van fokus op die feit dat Engels vaardigheid aanvaarbaar is. Ek glo dat Engels 'n eenheid vorm tussen die buiteland en die binneland se mense. Engels is die taal wat die algemeenste in die wêreld gepraat word. Ja, daar is baie alternatiewe tale, maar die taal wat almal ons gemeen het, is Engels. Mense in werksplekke kan Engels, en indien dat vergaderings gehou word, is die taal waarop gekommunikeer word Engels. En meeste mense van vandag in elk geval oor see gaan, en om met mekaar te kan kommunikeer, is Engels dan die taal wat ons met mekaar verbind. Ek sluit af. Dis tyd om ons grense te verskuif. Afrikaans is waar, ja, maar Engels is die wêreld waarin ons leef. Dankie. Baie dankie, ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die opleidende span. Geagte dames en heren en opponente, politiek deel, waaroor ek nie vervang nie. Enkel materials onderhoud van graad 8 is nie die enigste werkbare oplossing vir Suid-Afrika nie. Ek is Ilse Harten, spreker vir die opponente span. Saam met Black spreker 2 en Mara van der Merwe spreker 3. My argument gaan wees dat daar geen rede is om 'n systeem te verander wat nog steeds werk. Sandy's argument gaan wees dat dit tot te laat is om dit in te stel van graad 8. En Mara se gaan oor implikasies van soorte verandering in Suid-Afrika. Laat ek my argument net weer hou. Daar is geen rede om 'n systeem te verander wat nog steeds werk. Die systeem werk al klaar. Ons skool is bewys daarvan. Ons is 'n enkel medium Afrikaanse skool. Nou is ook 'n dubbele medium skool vir Afrikaans en Engels. So ek voel almal se punte is zeer goed op die oomblik. So dit is reeds bewys dat dit dan juist werk. Hoekom kom selfs mense nie beskikbaar nie en dat gaan nie werk nie? Daar is geen versekering daaraan dat dit beter gaan werk nie. So as ons weet dat dit goed werk, hoekom sal mense dit wil verander? En om daarna aan te sluit, om al die geld te spandeer, om al die geld te mors, om so verandering aan te bring,
van betersman deel word in die huidige systeem nog te verbeter, as ons ook nie 100% piek veilig sien, maar ons geen meer om 'n heeltemal 'n nuwe systeem in te bring. So, laat ek dit afsluit en die standpunt herhaal. Enkel medium-Engelse onderrig van vandag is nie die enigste werklike oplossing vir Suid-Afrika nie. Baie dankie. Skielik van jy dat vir die tweede spreker van die inleidende span sy dit rond verlede. Geagte voorsitter, dames en here, opponente. Ons glo dat 'n enkel medium skool Engelse onderrig van af, dit is die enigste werklike oplossing. Ons opponent, Ilse, het nou genoem dat die huidige skoolsysteem 100% fyn is. Ek kan nie help om nie saam te stem nie van Suid-Afrikaanse burgers sukkel om aan te pas oorsee, waar daar eigenlijk baie meer geleenthede is, dat hulle daarvan weet. Melody Kluk, my spanmaat het nou genoem, dat enkel medium Engelse onderrig 'n eenheid is in skoolvorm en in die skool self. My eerste argument is dat kursusse in die land en wêreldwyd in Engels aangebied word. Die wêreld is verdeeld, maar die enigste eenheid wat ons as mense het, is dat Engels almal kan vra. Almal kan dit verstaan, dit is 'n vorm van kommunikasie wat almal kan gebruik. Alhoewel ons huiskale verskil, is die addisionele taal altyd dieselfde, Engels. Alles is Engels. Na skool in Suid-Afrika, wêreldwyd. As jy nie richtig vermoeid om Engels te kan praat nie, waarin al hierdie kursusse aangebied word, hoe gaan jy eendag 'n suksesvolle werker kan wees en watter universiteit jy wil aanvaar? Dit benadeel Suid-Afrikaanse leerlinge deur hulle te beperk op een taal in hulle toekomste in gedrang te bring. My tweede argument is dat Engels meer werksgeleenthede skep. Engels as 'n taal is wêreldwyd aanvaarbaar en almal kan dit praat. Akteurs, sangers, besigheidsmagnate en politikuste bereik almal meer sukses in Engels. Die enigste eenheid in jou een soos ek dit genoem het, wat ons as mense het, is dat almal Engels kan praat. Hier dit beperk met 'n ander huistaal behalwe Engels, beïnvloed ons toekomste negatief. Die leerlinge te beperk na 'n taal wat hulle niks kan beteken in die toekoms wêreldwyd nie. My maatskappy, Michael Kritzinger, sal ons argumente saamvat en die finaal oortuig van een van ons standpunt. Voorzitter. Baie dankie. Ons gee geleentheid vir die tweede spreker van die opponerende span. We need to feel hard. Geachte voorzitter, dames en heren, opponenten. Enkel medium Engelse onderrig van graag is nie die enigste werksaamse oplossing vir Suid-Afrika nie. Ilse het reeds ons verstaan. Hoekom wil ons iets verander wat al reeds was? In elk geval uitbreid op my argument. Om dit van graad 8 af in te staan is beslissend te laat. Kinders word in huis gegroot, vooral een van die vele tale van die wêreld leer praat. Wanneer hulle dan hulle moet skoolloopbaan begin, kies hulle die taal waar hulle onderrig sal ontvang. Wat sal dan word van kinders wat op laerskool onderrig in 'n ander taal as Engels ontvang het en nou na oorskakel Engels in 'n oorvloed? Om die taal as 'n sak te leer is beslis nie gelykstaande daaraan om al jou vlakke in Engels te leer. Graad 8 is dit gesaal om die rol van onderrig van ons Suid-Afrikaanse leerders te verander. Hoërskool is al reeds 'n groot periode meer na laerskool. En ongelukkig leef so baie van ons hoërskoolleerders alreeds Engels. Hoekom nog oor die op die vinger gooi? Deur hierdie groot aanpassings oor die skouers te plaas. Miller sal verder uitbrei oor die implikasies wat hierdie verandering moontlik vir Suid-Afrika kan inhou. Dames en here, enkel medium onderrig van graad 8 is nie die enigste werksame oplossing vir Suid-Afrika nie. Die wiel is al reeds ontwerp. Baie dankie. Ons gee geleentheid vir die derde spreker van die inleidende span, Marcus Braak te lewer. Geachte voorzitter, dames en heren. My opponent het gesê, spreker 1, dat sekere systeem werk,
Klaar, en daar is geen rede om dit te verander nie. Spreek dit een, het jy nog nooit gehoor dat verandering goed is nie? Die verandering van Afrikaans na Engels gee ons die kans om beter te leer, en dit gee ons die geleentheid om aan te pas as het woon te raak aan die leer en kommunikasie oor middel van die wêreldbekende taal Engels. Ek glo Engels is die taal wat wêreldwyd gepraat word. Ek sal dit beskryf as 'n taal waarmee ons almal kan kommunikeer en kommunikasie is nie net belangrik met jou medemens nie, maar ook met mense van verskillende rasse, kulture en streke. My skoolmaats met dit het gesê dat dit eenheid vorm tussen mense wêreldwyd en dat almal sê skep hier werkgeleenthede. Ek dink steeds dat Engels word by die meeste werkomstandighede gelyk. Dit is ook die taal waarin meeste universiteite klas gee. Besighede en wêreldwye ondernemings doen ruil handel met mekaar deur middel van Engels. Engels is ons gemeene taal, die taal wat ons deel en waarmee ons kan kommunikeer. Die taal wat ons gebruik om mekaar te verstaan. Dit vorm 'n eenheid met ons Afrikaners en die mense daar buite. Ek glo dat my spanmaats is ek die oortuig voorsitter. Baie dankie. Skryf die tyd vir die derde spreker en opponerende span om die spraak te neem. Nou is het as die opvolger van ons geval. Iemand het eendag gesê, die lewe is so spiekryk. As jy balans wil hou, moet jy aanhou vorentoe beweeg. Voorsitter, opponente, hoe wil jy vorentoe beweeg as jy 'n hele nuwe aanpassing moet aanleer? Voorsitter, dames, julle en opponente. Enkel mediumonderrig in Engels is nie 'n oplossing nie. In ons huidige posisie wat ons onsself tans bevind in die Suid-Afrikaanse regering en land as se bankrotte, vra ek jou nou opponente, waar wil jy die geld kry om 'n hele nuwe stelsel in plek te stel in ons huidige stelsel klaar werk, soos ons aan die spreker ons is. Dames en here, hoekom 'n naald in 'n boei moet gaan soek? Waar was die implementering van Engels onderrig aan die Afrikaanse skole? Opponente, hoe kan jy van huidige skoolleerders verwag om skielik al die vakke in Engels te leer wanneer hulle hulle hele lewe lank al onderrig in hulle moedertaal ontvang? Dames en here, ek vra weer, hoekom 'n naald in 'n mooi net gaan soek en 'n stelsel wat klaar werk verander? Dis sê ons dat Engels as 'n enkel medium onderrig beslis nie 'n oplossing is nie. Baie dankie. Stephen het die debat gevraagd. Ons vir opponerende span eerste en leidende span gevra. Ek wil weer aan spreker 1. Spreker 2, ja, ek geloof dat werksgeleenthede beperk sal word in die enkel medium Engels nie geïmplementeer word nie. Ek wil hoe dit sal is. Wêreldwyd word daar baie werksgeleenthede geskep. Ons weet Engels is 'n internasionale aanvaarbare taal wat almal kan praat. Dis daar net werksgeleenthede. Jy kan in enige land kan werk en Engels praat en jy sal die werk kan doen. Nie met Afrikaans nie. Ek gaan nie in Spanje met Afrikaans praat. Maar opponente, ons het nergens gesê dat niemand kan Engels praat nie. Mense gaan steeds kan Engels praat, net byvoorbeeld om eers in 'n huistaal te verstaan en dan later te verstaan. So ek verstaan nog steeds nie elke taal te hê, jou daar beperkte werksgeleenthede. Opponente, net om terug te kom by jou punt wat jy gesê het dat mense in Spanje nie Afrikaans kan praat nie. Is dit nie net so goed dat ek kan sê dat mense in enige ander land nie kan Engels praat nie? Hoekom sonder jy dan nou Afrikaans as 'n geheel dan uit? As ek kan sê dat ek as Afrikaanse persoon in 'n ander land nie daai taal kan verstaan nie. Hy sê Afrikaans uit my skole waar ons staan is ek en jy is enkel medium Afrikaans. Maar die kinders, mense oor see,
tweede taal is gewoonlik mense van die tyd, is dit Engels. 'n Duitser se tweede taal is Engels, maar ons op watter taal wat die tweede taal is Engels. En op dat ek net van jou gedoen, jy het gesê dat in die skole waar ons nou is die werkplaatssysteem. Maar in baie skole, neem wat ek kinders in 'n enkelmedium skool is, neem soms Afrikaans eintlik as 'n derde taal. Aangesien ons nie ons eerste taal is, maar Engels tweede taal. Engels ons tweede taal is. Dink jy dis beter om eenheid te sê met al die mense, dat Engels is vir enkelmedium is Engels onderrig nou gesê nie? Opponent, maar Khoza is 'n vak. En hoekom Khoza dan, Opponent, jy kan nie dat Afrikaans as 'n derde taal geneem word, maar spraak Engels is nie 'n Afrikaanse skrif, is irrelevant wat se sal jy Afrikaans as nie. Dan jy kan jou gesproke genoem dat wat afgelaat is en soms op ander manier. Kan jy asseblief vir my uitkom? Opponent, jy hele laerskool, dink jy self dat jy gaan hele laerskool in 'n ander taal skool. Dan moet jy ook gaan laerskool toe en in 'n oogdrink is alles in Engels. Skyn na biologie en selfs wiskunde, dis 'n baie groot aanpassing. Soos ek genoem het, ons leerders het al so baie anders. Hoekom dink ek op hulle skouers? Jy sê dis te laat, maar jy het net genoem dat die verandering nie 'n slegte ding nie. Jy noem dat die tyd daarvan is. Kijk, ons julle sê, ek doen graag al die werking stel. Ons sê glad nie, dit moet nie in werking gestel word nie. Moontlik as ek dit graag een doen, maar graag al gespreid te doen. Maar ek wil jou nie gewoon in die laerskool neem, jy nie Engels addisionele taal waar jy meer Engels te praat, want julle sê dan eintlik dat jy in die laerskool ook aan jou Engels te praat. So as ek in die laerskool kan jy Engels te praat, want Engels is heel fyn in die laerskool te praat. Net as jy in 'n enkelmedium skool is, word al die vakke slegs in daai taal aangebied. So as jy Afrikaans onderrig ontvang, van elke vak in Afrikaans is. So as jy in 'n laerskool waar elke een van die vak in Afrikaans ontvang, en jy moet die wiskundige laerskool al 7 daai vakke in Engels ontvang, gaan jy die Engelse woord overwhelming word. Kijk, jy sê nou, dit is 'n groot aanpassing van laerskool na hoërskool. Maar dink jy nie nadat jy amper 12 jaar in Afrikaans onderrig gekry het en jy gaan nou universiteit toe waar jy onderrig in Engels sal kry, dat dit nog meer en moeiliker om aanpassing sal wees, aangesien die tyd vir belangrik is in Afrikaans as in Engels? Opponent, universiteiten het nog steeds beide Afrikaans en Engels, maar om terug te komen bij wat je zei dat hoe moet je verwachten dat een kind van, zoals je taal in Afrikaans voor 12 jaar en taal meteen dan als de universiteit te gaan dit kan veranderen. Denk je niet dan dat als jij verwacht dat die implementering van Engels als enkeltaal nou in hoërskool huidiglik als jij in de universiteit te gaan, is het dus een andere aanpassing, een andere omgeving waar jij gaat wees, andere instanties. Dan gaan het dus weer anders wees als jij van het begin af jouw taal in Engels krijgt, als wat het is wat je nou in hoërskool is. Jij is groot meer geleerd en wat Afrikaans en onderrig krijgt vanaf wat je in het nou is het groot meer geleerd veranderd naar Engels toe. Precies, jy doen heeltyd Afrikaans, maar as jy net Afrikaans as 'n taal het as 'n woordtaal, gaan jy net kan antwoord by Afrikaans die identiteit. As jy nie daai Engelse basis het nie, dan is jy beperk tot dit al, want waar anders word Afrikaans aangebied. Sorry, ek net vanaf die sê of jy het gesê dat universiteit 'n ander omgewing is vir die kind, so dit is om die om daar in Engels te gaan. Maar as woordtaal ook 'n ander omgewing wat jy laerskool kom. As jy As jy in 'n dubbelmedium skool is, dan ontvang jy in beide Engels en Afrikaans jou vakke. So net omdat jy in Afrikaans of 'n dubbelmedium skool het en jou huistaal is Afrikaans, beteken nie dat jy graag gaan verstaan wat in Engels aangaan met jou skoolgroep aanpassings om dit Engels te oor te skryf. Want dit gaan jy presies wat kennis hê. Dit gaan net vir so klein bietjie, dis so makliker om iets eers jou huistaal te hoor en dan oor te skakel in 'n tweede taal in, as wat jy die heel nuwe inligting in 'n heeltemal ander taal moet hoor. Jy het nou genoem van 'n dubbelmedium skool, maar net vroeër in jou toespraak het jy genoem dat julle skool as 'n enkelmedium Afrikaans. Hoekom is dit verander wat nie werk nie? Dit is wat jy genoem het. Hoe kan ons waarborg dat dit oral dieselfde is en dat dit nie net julle is? Verstaan nie. Omdat julle skool goed doen as 'n enkelmedium, gaan die skole landwyd en wêreldwyd ook as 'n
enkelmedium skool bevoordeel word? Ons is 'n enkelmedium skool ontvang met ons taal, maar ek praat van dubbelmedium skool wat met beide tale ontvang. So jou wat jy nou sê is gevang van toepassing op my skool nie. Opponent, sou jy dan sê dat enkelmedium onderrig is beter as 'n dubbelmedium skool? Ja, Kan jy asseblief uitbrei daarop, opponent? Engels is daar dat aanvaarbaar of jy veel meer geleentheid. Opponent, maar Tot dit al bestaan. opponent praat ons van hard pressure of the more of the rebound. Net met jy Die wêreld van alles in ons warms. net met jy elke tale of jou huisstad eerstens te ontvang, beteken as jy glad Engels van eksklusief Grieks is jy oorslaap nie. Want ek kan noem het, as jy dubbelmedium skool is, ontvang jy elke tale en jy kan steeds Engels verstaan. Baie dankie. Dit is die einde van ons 7 minute debatgesprek en ons het dan 'n geleentheid vir vrae van die verhoor. Daar is 'n paar Afrikaanse universiteite in Suid-Afrika. As die daaropstel op Engels fokus, moet die universiteite dit op Engels verander. Ek is nie seker oor alle universiteite en tale wat hulle aanbied nie, maar ek is redelijk seker dat die meeste universiteite en nie almal ons muziek op gemak altyd tale aanbied nie. Ek glo nie daar is iets soos Afrikaans of Engels universiteit nie. Volgens my kennis, soos wat sover gaan strek, bied die meeste universiteite in Suid-Afrika in Afrikaans en Engels onderrig aan. Ek sê nie 100% verstaan wat die opponent dan sê nie, maar die meerderheid van die universiteite verstaan slegs Engels. Ek dink is net so Stellenbosch wat nog suiwer Afrikaans is en dan so ander instansies, kleiner instansies wat voor Afrikaans wat aanbied as vat, maar die meerderheid van die universiteite is suiwer Engels. Maar opponent net om bij te dra of aan te las by jou en by jou vraag. Dink jy dan nie dat omdat ons dat die universiteit na Engels toe moet verander, gaan dit ook 'n nadeel wees vir die ander tale? Baie dankie vir die vraag hierso. Okay, so hier is 'n vraag vir die inleidingspad. So net vir 'n bietjie konteks na provinsies soos Limpopo slaag slegs 2/3 van die matriekleerders hulle senior sertifikaat. So my vraag aan julle is dan nou, as hierdie leerders reeds in sulke groot getalle bereik, dan dink hulle die getalle gaan afneem, die katastrofiese gevolge is, die kinders nou in 'n ander taal as waar hulle reeds gewoond is op skool bly. Nee, ek dink nie dit gaan nie, want meeste kinders neem Engels as tweede taal, soos ek gewees het, maar baie kinders in ons land, leerders, se eerste jaar skool dan, Afrikaans eintlik hulle derde jaar. Dit kan nog nie so met die tyd van die skool in Afrikaans is, hulle verstaan nie. Verbeel jouself om 'n skool van die taal wat jy kan verstaan nie. Daarom dink ek as die skool na Engels moet verander, gaan hulle onderrig kry die taal wat hulle kan verstaan. Opponent, jy het gehandel oor die feit dat meer dansers die wêreldwyd gaan skep. Hoe gaan jy werkers en eers jou nasionale sertifikaat kom kry aan die einde van die brief nie, omdat jy 'n ander taal is onder? Baie dankie, is ek so gevra hier. Is dit volhoubaar om jeug en moederdom te stroop in die naam van inpassing op 'n globale vlak? Ten wete, die meerderheid van Suid-Afrikaanse burgers wel in Suid-Afrika bly waar Afrikaans volop is en toepassing van Engels nie noodwendig so belangrik is nie. En immigrasie is sterk vir ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Ek wil vir jou sê dat ons moedertaal natuurlik baie belangrik is vir ons en dit gaan altyd 'n plekkie baie na ons hart hê, wat nog steeds by die huis is gepraat gaan word. Maar ruilhandel, besighede, ondernemings en alles in die hele wêreld, nie net uitsluitend in Suid-Afrika nie, is hoofsaaklik in Engels. Dis vir ons dit is belangrik dat jy weet om te kommunikeer en besigheid te doen in Engels, nie net jou moedertaal nie, want daar kan lei tot miskommunikasie in die toekoms.
opponent leer in Engels as 'n sak word om aan steeds kan kommunikeer in Engels. Ons voel net nie is nodig om van ons studie te skyn vir kommunikasiedoeleindes in Engels te ontvang. Dus daarom kan je al Lees is nie die crisis maar nie. Jy het een vrou agter. Jy het 'n vrou. Seker. Een van die bewoners van. Okay, dit is so. Ek het 'n vrou. Ons het duidelik besluit oor die vraag, maar soos afslae vir al mense is wat op universiteit studeer om Afrikaans te gee as 'n pas. Sorry, ik vraag als je nou wil in de klant, als je een kruisje wil eten, als Engels nou een taal wordt bij de link, wat gaat er met mij af als onderwijzer? Waar gaan we herschrijven in de werkelijkheid voor mij? Ik wil nog antwoorden. Ik zei dat enkel medieschool betekent niet dat als klassieke taal is voor aangekomen wordt. Het betekent dat je onderricht wordt in de taal. Maar als we zitten in het Afrikaans, is het een additionele taal, waardoor je onderwijs Afrikaans is. Ik kan het aan het volgende geval hoor. Dat is naar die optie. Op Engels of Afrikaans. Altijd is het een geval van Afrikaans en Engels. Onderwijs is niks meer. Kan ik het volgende vraag doen? Kan ik maar nou maar ik heb sinds het woord zoeken. Ik heb een vraag aan mij, dat is spannend. As ons dan sê dat Engels die enigste mediumtaal is wat gebruik gaan word, gaan ons van jeugdag 1976 connected iets van vergeet wat gesterf vir hulle moedertaal terug. Meneer, nie omstaan om nie vergeet ons herdenken, maar dit was die waarheid, alhoewel het deel is in ons geskiedenis en ons vier dit nog steeds. Iemand wat opgestaan het vir hulle moedertaal, staan ons nou op vir die leerders van ons land. Wat een taal kan praten, maar in onderricht die taal kan ontvang nie. So dit is wat ons herdenking wil nie gebruik om as 'n rolmodel om ons eie standpunt te laat in die Vrystaat. Dankie. Ik denk dat jij de meerderheid van ons land gebruikt als een verskoning. Maar jij is dezelfde persoon en denkt bijvoorbeeld van koosnakennerschap, Afrikaans dat naar de taal wordt gebruikt. Maar dan gebruik je dezelfde mensen om te proberen baie ons punt van. My Afrikaanse baie dankie en weer is hierdie is vrae van die gehoor af, nie die prys, oor vrae van nie, maar as jy die groot dan het klap dat ons so moet doen. Dit is wonderlik om te sien by elke skoolpunte in die wees so hoe dit werk is, hoe kry jy ons is 'n gemiddel, ons is 'n gemiddel van jou drie debatte wat jy vraag. En dit is altyd wat interessant om te sien by die sekere plekke en dit op streke, hoe groot dit daar verskil is. Dan kyk jy na die 20-punt verskil wees wat redelijk groot is. En vandag by die juniors en die seniors was het 1,punte in. Word myself verpas. En ek het reeds die juniors uitstel, ek sal maar die juniors, want dit is allemaal in die dankers. En dit is net so normaal mekaar en dit is wat die debat so interessant is. Dit kom regtig neer tot 1 punt te onderaan. En dan tweedens, die bedankings, mis ek baie dank sê aan Hoërskool Vryheidsbied,
Natuurlijk ook Ivy en jou span vir al jou redings, sonder jou sou dit nie moontlik wees nie. En ons sien regtig waar Ivy het net meer uitgebrei volgende jaar en dit het tot nuwe hoogtes te laat gaan. En dan wil ek waar dan sê al die oordelaars wat vandag was, en sonder julle kundigheid sou ons nie ons sien die het nou dat hy boksing nie. En dan natuurlijk aan ons finale beoordelaars ook, Janai en Lana, mevrou Basson, zoals jy julle net verbaai, en dan op die van jou en Alana. Dan gaan ek sê mevrou Alana en mevrou Basson vra om die voorsaam te bestaan, om die pryse uit te deel vir die wenners en Okay, julle. Die punt staat hier voor my. Julle kan sien. Julle. Wie dink julle? Dit is altyd lekker. Frank. Okay, julle, soos ek gesê, dit is eintlik 'n lekker ding van debat, as dit kom neer op partykeer kommapunte, partykeer up-punt. En in hierdie geval is 'n verskil tussen die naaswenners en die wenners. 'n 3-punt verskil. Waar die naaswenners 428 punte op 'n saam gekry het, dis nie 3 beoordelaars. En die wenners 431. So ek vra weer. Wie dink julle? Ik kan een drumroll rijden, zoals ik doe. En de winnaar is Franklin. Kan jullie maar alsjeblieft opkomen, die naaswinnaar. Dit is goed. En die junior span van Franks wees natuurlijk dan ook die span wat weer na ons nasionale finaal toe wat op 7 Oktober in Pretoria plaasvind. So julle moet maar julle tasse spakkes omdraai en julle gaan teen af ons meisies. Ja, sorry. Wat van die man? Hulle is so veel. Ja, hulle steek. Sy het gevra as julle gewonder het, sy het gevra oor die sentraalstreekse uitdenronde. Dus ek vir dit is vir 2 weke, hulle is die finale uitdenronde voordat ons finale het. Wil ik vertellen dat ik vanaf haar met zeker van die puntjes kan waar belangrijk. Nee, en ik kan maar niks aan
sorry, dis my senior. Okay, goeie warning, ons was terug. Okay, julle. Die punteverskil by seniors is 7. Die naaswenners het 453 punte en die wenners het 460. Opinies. Ek wys dit hier my oor. Julle, okay. So, die seniors wat deelbring na ons nasionale finaal, dis wat ek voorgesê het, wat die 7de Oktober in Pretoria is. Kan ek dit rammer onttrek? Spruit.